Vanoggend is ek en Elma op pad Porterville toe, 'n skilderagtige dorpie in die 24 riviere vallei in die Wes-Kaap. Porterville is minder as 2 ure noord van Kaapstad en is geleë aan die voet van die Groot Windhoekberge. Dis heerlik om so saam met Elma die oop pad te vat. 'n Nuwe avontuur lê vir ons voor. So 'n kilometer voor die dorp stop ons by 'n laning bome. Hier is ons nou 1 kilometer van Porterville af. Ja, kyk net hierdie pragtige laningbome en net aan die ander kant dit lê die dorp. Ja, en hierdie mooi koringlande. Ja, is jy reg vir wat voor lê? Ja, ek kan nie wag om hierdie dorp en sy mense te leer ken nie. Nou kom ons gaan. Jy weet die ou mense toe hulle plase begin het, dan het hulle laningbome geplant om die ingang van die plaas aan te dui en hierdie was miskien so iets. Eerste plaas wat hier was. Ek is 'n plaasmeisie. Ja, natuurlik. Ouder gewoonte ry ons eers deur die dorp om die plek 'n bietjie beter te leer ken. Hier is die hoofstraat voor ons. Ek het op die internet gesien sy naam is Voortrekkerstraat. So met die intrapslag kan ek aanvoel dat Porterville 'n dorpie is met karakter. Dis mooi ou huise. Dis 'n lekker groot stoepe. Ja, Kyk hoe mooi kleurvol is die muur. Flyers Lodge. Hier is die meule. Porterville. Meulenaars en algemene handelaars. Hier's 'n gastehuis en 'n koffiewinkel, koppie koffie. Hier is 'n kroeg. Friends. Hier's 'n winkel met 'n interessante naam, Delicious. Hier is die kerksaal. Markie. Maak gereed vir 'n mark. Magistraatkantore. Hier is die polisiestasie. Dis ook 'n restaurant. Rendezvous. 'n Paar winkeltjies. En hier op linkerkant is die inligtingskantoor. Hier is 'n groentewinkel. En hier is Oud Konstant Slaghuis. Hier op linkerkant is die hotel. Ons is nou amper uit die dorp. Lyk my daar voor is die hospitaal. Hospitaal Lapa Munich. Lyk heel netjies en goed versorg. Hierdie deel van die dorp noem hulle die blok. Een ding wat my dadelik opval is hoe skoon Porterville is. Hier is nie een papiertjie wat rond lê nie. Baie vriendelike mense. Dis baie mense op straat, né? Al die kinders is op pad skool toe. Daar voor op regterkant is 'n interessante kerk. Dis die VGK kerk. Dis 'n pragtige kerk. Teen Boisieberg. Berg is pragtig. Jo. Dis asof dit 'n plaasarea is, maar ook nie regtig nie. Dis dorp, maar plaas. En mense se tuine is ook baie mooi. Huis Nerina, 'n huis vir bejaardes. Dit moet 'n lekker plek wees om te kom aftree. Hier is Porterville Hoërskool. En op regterkant is hulle koshuis, huis van Riebeek. En hier op regterkant is graanseiers. Dis mos graanwêreldie. Ons draai hier in, De Tooistraat. 'n pragtige kerk. Dis seker die NG Kerk. Ja. So 'n bietjie goties, so 'n bietjie Romeins. Jan Dankert Museum. Kom ons stop sommer hier vir die dag. My eerste afspraak is hier. Wel, hier is ons nou in die dorp. Ja, jy's gelukkig dat jou eerste afspraak hier is. Ek het 'n entjie om te stap. Onthou jy daai restaurant wat ons gesien het, net ons ingekom het by die dorp aan linkerkant? Koppie koffie. Ons kry mekaar daar vanaand. So 7 uur se kant. Ja. Sterkte vir jou dag. Ek gaan nou maar stap. Dis altyd lekker vir my om meer uit te vind oor 'n dorp. En die Jan Dankert Museum is 'n ideale plek om te begin. Ek het met Kaylien Dampies, die kurator van die museum, gereël om my rond te wys. Hierdie vertrek lyk nogal interessant. Hi Denver. Hi Kaylien. Hi, welkom hier by ons museum. Baie dankie. Lekker om hier te wees. Wow. Wow, interessante kamer hierso. Soos jy hierso staan, is dit die begin van Porterville. Hierdie tekeninge was almal gemaak deur die oorspronklike inwoners van Porterville. Was dit die San? Dis die Sanmense. Ja. Wow, okay. Baie interessant. Ja. En hierdie dis hoe dit lyk waar die tekeninge gevind is. En daar agter? Daai tekening, dis 'n galjoen. 'n Galjoen is 'n Europese skip uit die laat 1600s, vroeë 1700s. O, so die Sanmense het dit geteken ook. Ja, en dit is 'n bewys dat hulle tussen die berge en die kus beweeg het. Dis 'n Nederlandse skeep en interessant, dis die enigste skeep rotstekening wat 'n mens kry. Regtig? En hy word net hier in Porterville gevind. Ek het nog nooit so iets gesien nie. Dis iets anders. Het julle nog goed hier binne wat jy my kan wys? In die volgende vertrek het ons baie geskiedenis van Porterville. Ons kan teestap. Kom wys my asseblief. Oh. Dis hoe Porterville in 1973 gelyk het. Soos jy kan sien, is 'n baie groot vallei, 24 riviere vallei. So daar's 24 riviere wat daarin geloop het. Ja,
En dit is waar hy Porterville ontstaan het. Destyds het 24 riviere eintlik uit 'n hele klomp plase uit bestaan. En in 1860 het Frederick John Owen die plaas Willemsvallei gekoop van die burgerfamilie af. En in 1863 het hy besluit om sy plaas in erwe op te deel. En is toe dat hulle die dorp vernoem na Sir William Porter. Sir William Porter was die generaal-prokureur aan die Kaapkolonie. Sir William Porter. Dis interessant. En agter? Dis hom Gissie van Skalkwyk. Hy was die skoenmaker vir meer as 50 jaar op ons dorp en dis al sy gereedskap wat hy gebruik het. En daar, dis 'n projekter, is dit nie? Ja, dis 'n projekter. Ons het 'n fliekhuisie op die dorp gehad destyds. Dis nou 'n projekter. Dink net aan al die films wat hy oor die jare al hier in die dorp gewys het. Kaylien is 'n goeie gids en sy ken haar dorp terdee. 'n Mens kan nie Swartland toe kom sonder om na plaasimplemente te kyk nie. Wow, dis vir my 'n wow ding, hè. Soos jy weet, is Porterville 'n boerderygemeenskap. Soos jy daar kan sien, het ons 'n dorsmasjien en dan het ons 'n trekker bulldog lans. En hierdie hierso? Dit is 'n smouswa. En dan het hulle goedjies kom verkoop. Baie interessant. Kaylien, baie dankie. Ek gaan so 'n bietjie rondkyk, is dit reg? Dis reg so. Hier kan 'n mens iets sien van die geskiedenis van die kerk in die dorp. Ek voel daarom baie oud want ek is seker my pa het een van hierdie kameras gehad. En as hulle hom nou in 'n museum uitstal, dan moet ek baie oud wees. Ek is altyd verbaas hoe tegnologie so vinnig verander. Hierdie foon van my mag dalk baie modern wees, maar een van die dae sal dit ook in so 'n museum uitgestal word. Ek is hier in die hoofstraat van Porterville voor Trekkerstraat. Hy's net 1 kilometer lank en hy het net een vierrigting stop. Dit wys jou net hoe klein is hierdie dorpie. 'n Klein entjie buite die dorp is 'n mikrobierbrouery, Indie Ale. Ek het met die eienaar van Indie Ale, Bernard Creer, gereël om van sy bier te proe. Ek en Denver het vroegoggend vertrek en ek is al goed honger. Die gaste hier geniet duidelik pizza en bier saam. Ooh, geniet. Baie dankie. Okay. Hi Bernard. Jy's seker Elma. Ek neem aan jy's Bernard, jy was so besig met jou gaste. Ek gaan my kennis. Welkom, het jy lekker geëet? Ja, baie dankie. Jongens, kom dit is so uit ons uit. Pizza was heerlik. Ag, ek is baie bly. Ek is opgewonde om met jou te gesels hieroor want Indie Ale, dis iets anders. Ja, kyk, ons is die Independent Beer and Spirits Company. Ja. So dit kom van Independent af. En dit was maar van die begin af 'n ding geweest wat ons op ons eie wou gedoen het. Ja. Weg van 'n groot companies af, iets anders. Waar het julle idee vandaan gekom? Wel, ons het 'n lemoen op die plaas gehad en my skoonpa het eendag gesê wil iemand net alkohol maak van die goed. En toe het ons maar van daar af het ek maar gelees en gebrou en gelees. Kan ons asseblief proe? Absoluut. Goed. Okay. So dit is ons eerste bier. Dis die 24 River Blanc. Ons bly hier so in die 24 riviere valletjie, so dit is hoekom ons dit genoem het. Ons maak dit met 20% koring en is 'n 4.5% bier. So is 'n lekker ligte enetjie vir die somer, maklik om te drink. Die naaste aan 'n gewone bier wat ons het hierso. Hoe proe 'n mens bier? Mag jy dit insluk? Kyk, want is ons dit soos wyn? Jy kan dit insluk, asseblief moet jy uitspoel nie. Ja. En jy sal op die malt op die neus kry. Lig en lekker. Die belangrikste ding van bier is dat jy daarvan moet hou. Volgende ene is die caoutchouc. Ek kan dit ongelukkig reg uitspreek. Dit was die Khoi mense wat hier so in die area gebruik Ja. voordat ons hier aangekom het. Ja. En hierdie enetjie maak ons met rooibos tee en met fynbos heuning. So dit is 'n regte Suid-Afrikaanse rooi ale. Ek kan definitief die ondertone van die fynbos heuning daarin proe. Joe, dis lekker. En dan hierdie enetjie kon ek myself help. 'n Porter is actually die styl van die bier. En omdat ons hier naby Porter wil, was dit een van die eerste biere wat ons Dis gemaak het. besonder. So dit is 'n donker bier. Jy sal baie koffie, 'n klein bietjie chocolate, Ek kan sien. daai tipe van geur en optel. Hy is net voor mense stout kry, so jy sal nog so half deur hom kan sien. Ja. Kan jy vir my gaan wys waar al hierdie goed gemaak word? Absoluut. Kom ons gaan wys vir jou lekker brouerytjie. Waarheen stap ek? Stap net daai kant toe. Sjoe, Bernard, dis indrukwekkend.
Ja, en dit is waar dit alles gebeur. So hier is waar ons die bier maak. Hierso sit ons warm water en ons graan bymekaar. Dit is waar die suikerstroop gemaak word wat ons nodig het om te fermenteer. Ons gooi ons hops by, verskillende hops, verskillende biere by verskillende tye. Dan gaan ons na ons fermenteerder toe. As dit hier klaar is, dan tap ons dit uit en ons doen alles actually met die hand. Alles is met die hand gemaak. Ons label met die hand, ons bottel met die hand. Ja. Hoeveel bier maak jy op 'n slag? Ons kan tot by so 9000 botteltjies in 'n maand maak. Hoeveel mense het jy wat vir jou werk? Ons is net 3. Net 3? Ja. Ek dink jy moet dalk nog 'n paar mense aanstel Ek dink ek om sal jou te moet. help. Dit was baie lekker om jou te ontmoet en 'n bietjie meer te leer van bier af. Dankie Bernard. Dis 'n groot plesier. Goed, Totsiens. tata. Hierdie is net nog 'n goeie voorbeeld van die groot verskeidenheid dinge wat jy kry op Porterville. En hierdie is 'n bierbrouery met 'n jong gees. In Porterville is daar baie om te doen vir buitelug-entoesiaste. Hier in die Winterhoekberge is daar staproetes, watervalle en wat min mense weet, is dat hierdie 'n mekka is vir paragliding. My volgende afspraak is in die kerksaal by die Vroue Landbouvereniging. Ek is nuuskierig om te weet wat hulle doen. Die dame wat aan die woord is, lyk my is besig om 'n resep te wys. Wat ek hier het, is ek het 2 butternuts. Julle sal sien hulle is so medium, maar voel dit hy lekker sag is voordat jy hom uithaal. Ek hou daarvan om dit so te doen want jou butternut is dan eerste plek makliker om af te skil. Want ek weet nie of julle al weet nie, maar as jy butternut sommer net so afskil met 'n peeler jou hand, laterand maak so oranje wat so 'n paar dae daar bly. So ek hou daarvan om dit te bak en ook as jy dit bak, dan is hy bietjie soeter in geur. Dit klink nou 'n interessante sopresep. Terwyl almal opstaan om sop te gaan kry, gaan groet ek Mary Ann van Skalkwyk, sy is die voorsitter. Denke ons kan sommer maar hierso lepels kry. Lyk baie grand hoor. Ja, dit is deel van leefstyl. Ja. Jy werk van buitekant binne toe, so ons vat maar 'n soplepel. Ek kan dis maar die een gebruik is. Ja. Dit lyk so lekker. So Mary Ann, ek het nou gesit en kyk aan 'n kookdemonstrasie. Dis Is reg. dit wat julle gewoonlik doen? Vir leefstyl, ons het mos die 6 studierigtinge. Ja. Dis gesondheid, dis kunste en handvleit en dan het ons landbou en ons het opvoeding en kultuur en openbare sake. Ja. Dis om die lede en die vroumense te bemagtig en om beter huishouding te hanteer en om in die gemeenskap in te werk. En ek sien daar agteraan so het julle is dit presente of wat? Ja, ons het 'n spookie. In die begin 'n van die spook. jaar trek ons nou 'n naam uit 'n hoedjie uit. Ja. En dis jou geheime vriendin. So, dis 'n klein dorpie, jy hoor wanneer die mens hartseer is of nie, dan weet jy moet vir haar kossies gaan neem of so iets. En nou elke vergadering bring jy vir haar 'n klein geskenkie. En dan die einde van die jaar by ons afsluiting, dan vind jy uit wie is jou spookie en jy sê vir haar dankie. Okay. En dan wil ek natuurlik vir jou ook ons kompetisies wys. O, julle in die kompetisie, wat so kompetisie is dit? Ons het kunste handvleit kompetisies. Vandag is 'n lemoenpudding. Ek dink ek moet vir jou gaan wys, Denver. Ek en Mary Ann stap na die beoordelaars waar hulle besig is om die inskrywings te beoordeel. So wat beoordeel julle vandag? Ons het beoordeel 'n sitrustroop, gekookte een, 'n gebreide teemis wat versuur is Okay. en dan het ons 'n gebakte lemoenpudding gedoen. Dit lyk baie lekker. Het julle al 'n wenner? Ja, hier is die wenner vir jou. Hoe kan ek hom proe? Jy kan hom proe. Is die wenner? Wel, dit was nou Porterville se VLV. En daai pudding was regtig 'n wenner. Porterville is geleë aan die voet van die Olifantsberge. Want as mens so na die klowe kyk, dan lyk dit of die olifant slurpies so oorkom. Dis baie mooi. Mense hoef nie altyd eksoties te eet om lekker te eet nie. Natalie Wagenstroom gaan vir my vandag 'n resep wys. Iets waarvan ons almal hou, maar soms 'n bietjie van vergeet. Die goeie ou roerbraai. Hallo. Hi Elma. Natalie. Gaan dit? Goed met jou? Kan klaar nie. Kom gerus binne. Baie dankie. Dit lyk sommer baie gesellig.
Ek gaan vir jou vandag wys hoe maak 'n mens hoenderstir-fry. Lekker. Wat het ons alles nodig? Dis baby marrows en dan het jy sampioene nodig en dan pineappel, broccoli, wortels, kool, hoender en dan al die kleure van die eie en dan olie en dan speserye. En dan is flippend lekker spice. En dan het ons sojasous, glasie witwyn en dan het ons 'n sousie wat ons laaste oorgooi. En soos jy kan sien, het ek al die groente hierso. Want dan ondersteun ek mos my plaaslike mense, Ja, absoluut. En wie wil nou 'n gevriesde stir-fry as jy 'n vars een kan? Ja, verstaan jy? So ja. Wat is jou stappe? Eers moet ons hierdie ding aansit. Goed, kan ek hieronder vir jou oopdraai? Goed. Ek steek hom sommer aan. Nou sy. En so hy's warm. So eerstens gooi ons olie op. Ja, maar as jy net vir my die eie kan aangee asseblief. Kan ek die ander kleure ook kry asseblief? Sy. Want hulle moet nou die langste braai. Ja. En dan met die sagste wors. Ja, so ons gooi nou almal saam in. So, dis reg. So nou roer jy hom net so en dan, ja maar, is dit tyd vir die hoender. En jy kan sien ek het die hoender in reepies gesny. So dis 4 porsies hoender wat ek in reepies gesny het. Ek kan ons net 'n bietjie sojasous opgooi. En soos jy kan sien, lyk dit al reeds heerlik. Wat is jou beroep? Ek is die toerismebeampte van Portewil. So jy weet baie van die plek af. Ek weet baie van die plek af. Kan jy goed met die spice ingee? Klippend lekker. Ja, sprei hom net so oor. Goed. Ons het Proudly Portewil Produce roete. En op die roete kan jy nou 9 plekke besoek. Groot Winterhoek is een van die plekke. Dit is die natuurreservaat wat bo op ons berg is. Ja. Ek dink ons moet kool opgooi. Hierdie kool gaan hom nou 'n bietjie nat maak, want kool het mos sy eie water. Wortels. Kry jy maar net eers gou net 'n bietjie gesels met mekaar. Hy ruik nou al so heerlik. Is dit? Nou kom die broccoli. Dit gaan ook nie 'n baie duur ete wees. Nee, daai maar net eens. En dis ook die lekker ding, jy kan improviseer met hierdie dis. Ja. Wag, daar's nog. En as jy die resep soek van hierdie wonderlike roerbraai van Natalie, gaan kyk gerus op ons webwerf mooiloop.tv of op ons Facebookblad. Ons het 'n wonderlike munisipaliteit. Ons munisipaliteit is die 3de beste munisipaliteit in die land. Regtig. Ja. En mense kan trots voel op so 'n dorp. Ja. Terwyl ons nou so besig is om alles oor te gooi, kan ons nou die wyn ook oorgooi. Hier gaan hy. Julle glas. O, hy ruik so lekker. Ja, maar wil jy nie vir my die sous aangee nie asseblief? Dink hy is nou klaar. Kom hierdie uit 'n pakkie uit of chicken à la king. Ja. Met net 'n bietjie bind. En soos jy kan sien, lyk dit gaar. So ons skep hom nou uit. Ja, ek kan nie wag om hom te proe nie. En dan skep ons. Kan van die vleis ook kan kry. Okay. Daar's hy. Die kok moet saam proe. Baie dankie. Bon appetit. Dankie vir jou moeite. Dan blaas jy hom. Jou groente het al die verskeidenheid van smake. Dit is regtig baie lekker. Dis maklik, dis gesond en is smaaklik. Natalie se roerbraai is heerlik, maar wat dit nog meer spesiaal maak, is dat dit met vars produkte uit hierdie omgewing gemaak is. Hier staan ek in die hoofstraat van Portewil, Voortrekkerstraat. Dis ook die R44 wat reg deur die dorp loop. In daai rigting is Wellington en Gouda en soontoe is Piketberg en Citrusdal. Ek het op die internet gelees van 'n plek met die naam Fiek Fun, Vye Pret. Die eienaar van Fiek Fun is Karen Knoetse. Sy het my uitgenooi vir tee. Karen vat my deur en stel my voor aan haar vriende. Die tafel is pragtig gedek en hier is sommer klomp goed om aan te proe. Andrew, waar kom hierdie vye vandaan? Is dit nie van julle plaas? Ja, ons boer met vye. Ons het so 8 hektaar vye. 2 verskillende variëteite. Die ene se naam is Ronde de Bordeaux. Dis nou die klein vytjies wat jy daar sien. En die ander een is Parisian, wat 'n groter vy is. So die verskillende vye maak verskillende produkte, is dit reg? Ja, dan die konfyt en die chutney, dit word van die groter vye gemaak en dan droog Karen hulle ook die groter vye. Wanneer het jy begin om met die vye te werk? Weet jy, Hanro het die eerste bode in 2027 geplant en hy het begin 2009 oes en in 2010 het ons eintlik was nou sy
eerste volwaardige oes. Kan ek proe? Ja, enige tyd kry vir jou. Dit is 'n stukkie kaaskoek wat een van die cocktailvye. Onze wêreld, dis nou baie lekker. Dis lekker, hè? Wat dink julle van Karen se produkte? Wel, ons is self saam met haar passievol daaroor, want kyk, punt nommer 1, sy is passievol. Kyk, ons Porterwillers is absoluut bederf met hierdie vye boere hier in ons midde. Wat ons familie se gunsteling is die slaai sous. Gemaak met 'n puik olyfolie, maar dan met daai besonderse vy smaak wat binne in hom is. Is dit 'n gereelde ding dat julle manne so saam met die dames kom tee drink? Dit is hoekom die hele Suid-Afrika se mans eintlik wil boer. Hulle is so 'n tee drink. Ja. Ek wil graag sien waar hulle hierdie produkte maak. Ek groet en Karen gaan wys my waar alles gebeur. Wil ek jou nou net gou Denver net voorstel aan Lien Swart. Lien is my kombuisbestuurder en sy is verantwoordelik vir al hierdie wonderlike produkte. Baie dankie. Ja, Lien, waar is jy nou besig? Op die oomblik is ek nou besig om cocktailvye te kook. Wys my asseblief. Hier agter. Dit is die klein cocktailvytjies wat ek nou gaar maak. Dit is 'n stroop. Dit hier suiker in en gember en suurlemoensap. En sodra die stroop kook, dan kom die vye by. En dan kook die vye vir 40 minute voor dit gaar is en dan gaan ek dit in die bottel sit. Lien vertel my dat hierdie klein vytjies aan 'n internasionale ligledery verkoop word. So jy is van Portugal? Ja, ek het die groot geraak op die plaas. Ons bly nou 13 jaar hier. Oh, okay, so met die UP paspoort geword. Ja. En toen leer jy alles, hè? Toen leer ik alles, ja. Wow. Om die producten te koken. En het is lekker als mensen het genieten, hè? Ja. Ja, dan denk jij dat alles zelf gemaakt. Ja. Jij doet uitstekende werk. Baie dankie hoor en lekker om jou te ontmoet. Dank je. Alles van de beste. Tot ziens. Hè? Om te denken van zo'n kleine fabriek met één persoon wat die werk, word daar produkte vervaardig wat oor die hele wêreld geniet word. Dis iets besonders. Die son begin water trek, ek moet terug dorp toe. Wat 'n pragtige boomryke dorpie. Ek kan nie genoeg van hierdie plek kry nie. En die rustigheid van die dorpie het vandag van my besit geneem. Ek vat die pad verder deur Porterville. Dit bly vir my elke keer 'n lekker belewenis om deur 'n nuwe dorp te loop. Toe ek navorsing gedoen het oor die dorp, het almal gesê Porterville se mense is baie vriendelik. Hulle is nie verkeerd nie. Iets wat vir my lekker is van 'n klein dorpie is die aande. Dis asof die dorp ook gaan slaap, anders as in die stad. Die liggies van Koppie Koffie restaurant lok ons nader. Waar sou ons sit? Kom ons sit daar so. Dis so 'n mooi restaurant hier. Ja, is 'n lekker atmosfeer, né? Ja. Nancy, Hallo. Koppie koffie. Baie dankie. Ek moet sê hierdie dorp is nogal uitgestrek, né? Ek het myself moeg geloop vandag. Ja, mens het meer as een dag nodig om die plek te verken. Ek kan nie wag vir môre nie. Ek ook nie. Ons groet tot 'n volgende keer. Selfde tyd, selfde plek. Mooi loop. Ek's lekker honger ook. Ja. Dink vanaand as ek lus vir vleis. Tranquility Base here. The Eagle has landed.